Is goed om vanoggend weer saam met u te wees. Ek lees graag Matteus 18:33. Hy sê, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? Nou, geliefdes, Petrus het gedink, dat as hy sy broer 7 keer op 'n dag vergewe, dan doen hy baie goed, en daarom praat hy en hy sê, ek sal hom 7 keer vergewe. Die Here Jesus konfronteer hom en sê vir hom, nee, 490 keer 'n dag. Nou, 490 is 'n syfer wat baie moeilik, jy sal baie moeilik 490 keer 'n dag deur iemand aanstoot gegee word. So eintlik wat die skrif sê is dat, maak nie saak hoeveel keer nie, wanneer iemand jou aanstoot gee, dan moet jy hom vergewe. Nou, in hulle konteks het hulle gesê, nee, wag, die wet sê, oog vir oog, tand vir tand. So, voordat jy die prys betaal het vir die skade wat jy aan my aangerig het, gaan ek jou nie vergewe nie. En die Here Jesus korrigeer dit en hy sê, voordat julle enigiets my kan aanbied, het ek julle vergewe. Julle kan my niks aanbied vir die vergifnis wat ek julle gee nie. Ek spreek julle vry, nog terwyl julle in sonde is. En nou, nadat ek julle vrygespreek het, en julle myne gemaak het, nou wil ek hê julle moet optree soos ek optree. Julle moet dieselfde gesindheid hê as ek. En daarom, geliefdes, moet ons haastig wees om te vergewe. Ek het eendag oom Angus Bucking hoor sê, hy sê, keep short accounts. So ek wil vir aanbeveel, as iemand jou te nakom, as iemand jou seer gemaak het, moenie 'n wrok koester nie. Moenie 'n wrok koester nie, vergewe vinnig. Kry dit agter jou. Tree op soos die Here Jesus homself. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u voorbeeld in vergifnis. Amen.